ingeskakel is op hierdie lekker koel wintersoggend. Met die Here so tasbaar ook aan ons lywe, kom ons raak stil in sy teenwoordigheid. Ek kyk op na die berge, waarvandaan sal daar vir my hulp kom. My hulp kom van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Hy sal nie toelaat dat jy struikel nie. Hy wat jou beskerm, slaap nooit nie. Waarlik, die beskermer van Israel sluimer nie in nie en hy slaap nie. Die Here beskerm jou. Die Here bewaar jou van alle gevare. Bedag sal die son jou nie steek nie en s'nags die maan jou nie kwaad doen nie. Die Here sal jou beskerm teen alle gevaar. Jou lewe sal hy beskerm. Hy sal jou beskerm waar jy ook al gaan, nou en vir altyd. Amen. Broers en susters, ek groet julle genade, barmhartigheid en vrede vir julle elk, van God ons Vader en die Here Jesus Christus, deur die kragtige werk van sy Heilige Gees. Amen. Kom ons staan, dan sing ons so 2 aanbiddingsliedere saam. My hande, ek op na U, ek loof U nou, ek buig voor U, want U is hier, die koning van my land. Maar even kom, my hande, ek op na U, ek loof U nou, ek buig voor U, want U is hier, die koning van my land. Ek dien geen vreemde gode nie, en niks is meer belangrik nie, as dat U in my hart regeer. Daar is geen plek vir ander nie, voor U, o Heer, lê ek nou my lewe neer. My hande verkoop, my hande, ek op na U, ek loof U nou, ek buig voor U, want U is hier, die koning van my land. Ek dien geen vreemde gode nie, en niks is meer belangrik nie, as dat U in my hart regeer. Daar is geen plek vir ander nie, voor U, o Heer, lê ek nou my lewe neer. O kom nou en aanbid hom, o kom nou en aanbid hom, o kom nou en aanbid hom, o Christus, want die alleen is waardig, want die alleen is waardig, want die alleen is waardig, o Christus,
is met kragte in hemel en op aarde. O kom nou en aanbid hom. O kom nou en aanbid hom. O kom nou en aanbid hom. O Christus, want die alleen is ware. Want die alleen is ware. Want die alleen is ware. Christus, die ek het die lief voor je. Ek het die lief voor je. Met alles in my, met krag en verstaan, het ek die lief. Ek het die lief voor je. Ek het die lief voor je. Met alles in my, met krag en verstaan, het ek die lief. Jesus, Jesus, die na wie ek smaak. Jesus, Jesus, ek ben vir U my ja. Wat doorloop van liefde en groot bewondering. Ontvang nou my offer van woorde as ek sing. Ek het die lief voor je. Ek het die lief voor je. Met alles in my, met krag en verstaan, het ek die lief. Ek het die lief voor je. Ek het die lief voor je. Met alles in my, met krag en verstaan, het ek die lief. Met alles in my, met krag en verstaan, het ek die lief. Here, hoe anderster dan as om U lief te hê, want U het ons eerste lief gehad. So lief dat U ook U seun vir ons gestuur het om mens te kom word, om te sterf aan 'n kruishout, sodat vir ons geen veroordeling sal wees vir die wat in U seun Jesus Christus glo nie. Here, ons harte loop vanoggend oor van dankbaarheid. Dankbaar vir gister en dankbaar vir hierdie gemeente waar ons so saam kan kom as U kinders, Here, en die liefde so elke Sondag onder mekaar te kan beleef. Die lekker saam kuier, die lekker saam gesels, ook in hierdie Pinksterreeks wat ons deurgewerk het, Here, was die een ding wat vir ons as predikers uitgestaan het, die lekker saam kuier onder die mense. Here, dit is 'n bewys dat U ook die koning van hierdie gemeente is, die rots waarop ons bou, ons fondasie en ons hoeksteen,
Here, waar ons weet, U sal ons beskerm, ook soos wat daardie psalm wat ons vanoggend as votum voorgehou het, Here, dat U ons van alle kante beskerm, dat U vir ons vooruitgaan en voorsien, en Here, dankie vir U. Dankie dat ons weet, ons is veilig in U hand. U ken ons elkeen by die naam vanoggend, Here. U ken ons omstandighede, U ken ons bekommernisse en vrese, maar U ken ook ons blydskappe, Here. Ons wil U dankie sê dat U in alle omstandighede altyd saam met ons is. Aan U kom toe die lof en die eer en die aanbidding tot in alle ewigheid. Amen. Baie dankie. Julle kan julle plekke inneem. Is daar enige klein kindertjies vanoggend? Dan het jy net daarso. Ek het nou nie die skriflesing vir ons op die bord nie, want dit is 'n hele hoofstuk wat ek graag vir ons wil lees. Die skrifgedeelte kom uit Genesis hoofstuk 45. Die opskrif van vanoggend is maar die regte persone en die regte plek en die regte plan. Dit is hoe God met ons werk, en wanneer ek aan Josef se verhaal dink, dan dink ek, daar is vir my baie min van die verhale in die Bybel wat vir my hierdie ding so pragtig onderstreep as Josef se verhaal. Hierdie verhaal speel af aan die einde, bietjie meer aan die einde, toe hy homself dan nou ook aan sy broers gewys het dat hy is die een wat hulle nou by die graan en die dinge voorsien, en hulle kom daarby by hom om te kom graan koop vir die hongersnood wat in daai stadium oor die wêreld is. So Josef kon homself nie langer bedwing voor die mense wat hom bedien het nie. Hy het hulle almal beveel om van hom af weg te gaan, en daar was van die wat hom gedien het, nie een by hom toe hy hom aan sy broers bekend gemaak het nie. Hy het so hard gehuil dat die Egiptenaars en die mense in die Farao se paleis dit gehoor het. Toe sê Josef vir sy broers, ek is Josef, leef pa werklik nog? Sy broers kon hom nie antwoord nie. Hulle was te bang vir hom. Maar hy het vir hulle gesê, kom na my toe. En hulle het nader gekom. Toe sê hy, ek is julle broer Josef. Julle het my verkoop en ek is Egipte toe gebring. Maar julle moet nou nie sleg voel nie of bang wees nie, omdat julle my verkoop het nie. Want God het my voor julle uitgestuur om lewens te red. Dit is nou maar die 2de jaar van hongersnood in die land. Daar lê nog 5 jaar voor waarin daar nie geploeg of geoes sal word nie. God het my voor julle uitgestuur om vir julle 'n oorblyfsel in hierdie land te laat oorbly, om julle aan die lewe te hou, sodat baie aan die dood sal ontkom. Dit is nie julle wat my hierheen gestuur het nie, maar God. Hy het my laat aanstel as die Farao se raadgewer en as bevelhebber oor sy huis en as regerder oor die hele Egipte. Gaan dadelik na pa toe en sê vir hom, so sê pa se seun Josef, God het my aangestel as regerder oor die hele Egipte. Kom na my toe, moenie talm nie, kom bly in die Gosenstreek. Dan is pa naby my, pa en pa se seuns en kleinseuns en die kleinvee en grootvee en alles wat pa besit. Ek sal vir pa daar onderhou, want daar lê nog 5 jaar van hongersnood voor. So sal pa nie verarm nie, pa en pa se familie en almal by pa. Julle sien, selfs my broer Benjamin sien dit ook. Dit is ek wat met julle praat. Julle moet vir pa vertel van al my mag hier in Egipte en van alles wat julle gesien het. Maak gou en bring vir pa hierheen, en dan gaan die verhaal aan, en dan stuur hy hulle terug na hulle pa toe, en dan sê hy vir hulle net daar by vers 25, hulle is toe uit Egipte weg, en het in Kanaan by hulle pa Jakob aangekom. Hulle het vir hom gesê, Josef leef nog, hy regeer oor die hele Egipte. Ekskuus as ek net by vers 24, want dis ook vir my 'n so pragtige vers. So het Josef sy broers teruggestuur, en hulle het vertrek. En voordat hulle vertrek het hy vir hulle gesê, moenie langs die pad bang word en begin twyfel nie. Daai vers, daai woorde van Josef aan hulle, julle gaan nou teruggaan, maar moenie langs die pad bang wees en begin twyfel nie. Hoe gereeld sien ons dit ook in ons eie lewens. So, as ek nou vanoggend vir julle moet vra,
Hoekom is jy waar jy is vandag? Hoe het jy hier gekom in Newcastle? Hoekom het jy jou lewensmaat wie jou lewensmaat is? En hoe het julle twee by mekaar dalk uitgekom? As mens gaan terugdink oor jou lewe, dan gaan jy 3 goed veral sien. Jy gaan sien dat God gebruik persone, hy gebruik 'n plek en hy het sy plan, God se groter plan. Ek onthou as skoolkind, as daar een is van bedryfsekonomie wat ek nog kan onthou, dat my pa was 'n besigheidsman en hy het dit altyd so by my ingedruk, die 4 P's van bemarking, daar's 'n regte produk teen 'n regte prys, teen die regte promosie en op die regte plek. So, daai 4 P's, maar in God is daar 3, daar's 'n regte persoon, 'n regte plek en 'n regte plan van God in ons lewens. So, as jy dalk vanoggend hier sit en jy dink aan jou lewensmaat waar jy ontmoet, dan was daar dalk 'n gemeenskaplike vriend of 'n vriendin wat jy gemaak het dat jy by 'n plek opgeëindig het en so het God julle by mekaar gebring op 'n manier wat 'n mens dit nie kan verstaan nie. Ons sien dit ook met jou werksituasie, dat God het jou oor iemand oor jou pad gebring wat jy dalk vertel het of iemand oor jou pad gestuur wat jou laat weet het van waar is daar 'n pos beskikbaar of so iets, of iemand in die in jou werksplek wat jou gehelp het om na hoër hoogtes toe te gaan. Sulke goed gebeur bonatuurlik. Dit is nie ons as mens nie, want God is in die agtergrond besig om groot goede aan mekaar te sit. En Josef se verhaal is so 'n verhaal van ons wat net sien dat hy's in die put en dan sy uit en dan sy by Potifar se huis en dan sy onder in die tronk en dan is hy by Farao bo. Ons sien die hier en die nou. Baie keer is ons nou in 'n put situasie of onder in die tronk, maar ons moet onthou dat God sien die Potifar se huis. Hy sien die Egipte, hy sien die hongersnood, hy sien Israel, wat van ons moet onthou, hierdie is die tyd van die aardvaders, tot en met Josef want dit was Abraham, Isak en Jakob, die 3 groot patriarge, en dan word Jakob Israel, wat nou sê dat God se plan is nou nie net meer een persoon nie, maar dit gaan nou oor 'n nasie begin gaan. En daarom is Josef die voorloper wat Israel moet in Egipte kom, ensovoorts, ensovoorts. God se planne is soveel groter as wat ons ooit kan besef. Baie keer wil dit vir ons lyk of ons omstandighede buite beheer is. Moses of Josef se broers gooi hom daar in die put en mens dink dit is die einde. En dan beskuldig Potifar se vrou Josef dat hy dinge met haar gedoen het wat nie waar was nie en hy sy onder in die tronk. En ons dink die hele tyd, oeps, miskien het God vir 'n oomblik van hom vergeet of wat ook al, maar in dit alles is God besig. En God vergeet nie van jou nie. En God is besig om jou te posisioneer vir die groter prentjie. So in Josef se verhaal sien ons ook dat daar is mense in sy lewe. In die begin sy broers wat hom in die put gooi. Dan eindig hy by Potifar wat hom raak sien en sien hoe wonderlik hy werk. En dan later sal die Farao hom aanstel omdat hy sy wysheid hoor toe hy die drome kon uitlê soos wat geen ander mens kon doen nie. Ons sien ook dat hy die hele tyd op die regte plek is om daardie mense wat oor sy pad kom te ontmoet, die skinker en die bakker in die tronk, sy broers wat hom in die put gooi. En ons moet ook onthou, hoekom het hy in die put geëindig? Josef was nie altyd so wonderlike seun gewees nie. As ons nou een ding van Josef weet ons dat hy was maar bietjie arrogante seun gewees. Kyk, ek is pa se wit broodjie en dit het sy broers bietjie warm onder die kraag gemaak. So daardeur leer ons ook dat God gebruik jou as mens, selfs jou swakhede en die foutjies wat jy maak, kan God ten goeie laat meewerk in sy plan, sodat alles op die einde van die dag reg sal uitwerk. So, as ons nou moet dink aan die persone in jou lewe, die mense wat jou paaie kruis, en jy as persoon, waar is jy nou? Jy is op 2026 in Newcastle Gemeenskapskerk, jy is vanoggend in hierdie gebou met God se medewete. So God het jou geskape en in sy
groot wees en almag en het hy geweet dat hy sal jou op die aarde plaas en jy sal gebore word op die dag wat jy gebore is. Vir 'n doel, vir God se doel. En hy het 'n plan vir elkeen van ons in ons lewens. As ons dink by al die moontlikhede by konsepsie van wie kon jy uiteindelik gewees het, dat God dit so gewil het dat daai selletjies by mekaar moet uitkom. Ons weet ook dat die woord sê vir ons daar in Spreuke 18 vers 24 dat yster slyp yster. So dit is vir ons belangrik om jou met die mense met wie jy te doen het in jou lewe, omsingel jou met die regte mense. Mense wat jou gaan opbou en wat jou gaan vorm en jou gaan geestelik laat groei, moet jou nie deur mense omsingel wat jou gaan aftrek nie. Dis so belangrik julle. Hierdie goeie sien 'n mens in die wêreld. Jy gaan nie sommer iemand wat heeltemal die pad byster, veral as dit 'n groep vriende is, gaan jy hulle nie sommer kry dat hulle lewens verander nie. Maar ons moet nooit ophou probeer nie. Ons moet maar probeer om uit te reik na hulle, maar moet nie gaan waar hulle gaan en by die verkeerde plekke gaan uithang nie, want hulle gaan jou heel moontlik aftrek. Want die wet van gravitasie is om makliker om af te gaan as om op te kom. So wees maar net altyd op die uitkyk daarvan. Dink 'n bietjie aan wie is die mense met wie jy jou omsingel? Is hulle geestelik opbouend of trek hulle jou af of weg van God af? Dan het God 'n plek vir jou, sien ons. God wil jou op 'n spesifieke plek en 'n spesifieke woonstelblok en 'n spesifieke werksplek. Daar waar jy is waar God jou op hierdie stadium wil hê. En daar moet jy skyn. Ons lees van Jona in die Bybel wat nie wou gegaan het waar God hom wou gehad het nie. Hy probeer heeltemal 180 grade in die ander rigting ingaan as wat God hom wou gehad het. Maar God se plan sal geskied. En hy gebruik 'n vis om Jona aan te sluk en hom uit te spoeg op die land waar God hom wil hê. Maar moenie so wees nie. In jou lewe, gaan bid, gaan soek God se wil. Ook vir jou lewe, die pad wat hy met jou wil stap. Moenie wegvlug van jou probleme nie. Daar waar jy is waar God jou wil hê, en daar moet jy 'n verskil gaan maak. In Handelinge 17 vers 26 lees ons, uit een mens het hy, God, al die nasies gemaak. Hy het hulle gemaak om oor die hele aarde te woon. Hy het bepaal hoe lank hulle sal bestaan en waar hulle sal woon. God weet alles en hy bepaal alles. Hy weet waar jy woon en dit is nie toevallig nie. Dit is in God se plan. So daar waar jy is elke dag gaan maak 'n verskil want God het jou daar geplaas. Paulus het ook gesê dat hy daar in Troas aangekom het en toe hy by die grens van Missie gekom het, het hy wou hulle na Brittany toe probeer gaan, maar die gees van God het Jesus het hulle nie toegelaat nie. Dit staan in Handelinge 16 vers 17. So hulle wou na Brittany toe gaan wat heeltemal aan die ander kant was, maar God sê toe vir hulle nee, julle moet na Macedonië toe gaan. En toe hulle in Macedonië kom, het hulle vir Lydia daar gekry wat tot bekering gekom het. En ons ken van Lydia die purperkleed se verhaal. So is God elke dag besig om ons te stuur. As ons sy gees se stem hoor, as ons tyd maak om net bietjie stil te word en sy stem te wil hoor. Hoeveel keer maak ons nie planne nie en ons gaan in ons eie krag en ons eie vermoëns probeer ons iets reg doen en God sê nee, nie daartoe nie, daartoe. Jy kan so groot fout maak met 'n lewensmaat as jy maar net wou luister na wie God mense oor jou pad gebring het om te sê dalk nie hierdie een nie, maar daai ene of besigheidstransaksies of wat ook al. Mens kan aanhou. Mense wat God oor jou pad gesê het, wat al gesê het, moenie hierdie ding doen nie, want ons het al geleer uit ervaring uit, dit werk nie uit nie. Maar dan wil ons altyd ons eie kop volg en dan stamp ons hom so hard. So God probeer ons baie keer beskerm ook met hierdie mense, sodat ons in die regte plek sal opeindig.
So, moenie soos Jona wees nie, gaan waar God jou stuur. Moenie buite sy beskerming beweeg nie. Partykeer probeer ons wegvlug van probleme af, so ons maak ons eie plan, en dan beweeg ons weg van waar God se seën is. So, dit is so belangrik hierdie klas van goede. Partykeer moet ons maar 'n bietjie deur die vuur oorgaan. Partykeer moet ons maar 'n bietjie geskaal word, so moenie probeer wegvlug nie. Die woord sê vir ons daar in Romeine 5, swaar kry kweek volharding, dit bring egtheid van geloof, en dit kweek weer hoop. So in dit, en in die swaar kry, is dit nie noodwendig dat jy is in die verkeerde plek nie. God is dalk net op daai oomblik besig om jou so 'n bietjie te skuur. Onthou, mense kyk na jou. Mense hou dop, hoe gaan jy deur hierdie moeilike situasie kom? En hulle gaan sien daai vertroue wat jy op die Here het. En dit gaan hulle motiveer dalk om te soek die hoop wat daar in jou is. En dan derdens het God ook 'n plan vir jou. God het vir Paulus gebruik om vir Lydia tot bekering te bring. Paulus het vir Timoteus en vir Lukas en vir Johannes hulle en almal in die tronk geleer. So self daar waar sy plek was, het God dit so gewil dat op die einde van Paulus se lewe dat hy in 'n tronk opeindig, dat hy daar kon stil wees en hierdie baie bekende name en evangelieskrywers by hom sal opeindig, sodat hy hulle kon skool in sy laaste dae voordat sy lewe tot 'n einde sal kom. Dit was God se plan. God het vir Josef in Egipte laat opeindig, soos dat Israel daar kon groei, sodat hulle 'n groot nasie kon word, wat God dan wou wys sy krag deur hulle uit Egipte. Die Amerika van daai tyd was Egipte gewees, die superpower soos wat hulle sê. En God het dit so gewil, want hy wil wys, ek kan 'n volk Israel, 'n kleinerige volkie, maar wat toe gegroei het tot 'n hele klomp mense, nie net die 12 boeties of wat ook al nie, omdat hy hulle daar moes kry, omdat hy hulle uit Egipte uit wou lei, omdat ook eendag sou Jesus Christus in Egipte opeindig, wat vir ons wys na Moses, wat sien julle die groot prentjie? Dis duisende jare se verloop, en God praat deur dit alles, want hy sien tot in ewigheid. Hy sien ons plekke by die bruilofsmaal in die hemel. So groot is God se prentjie. So, ons moet onthou, niks is per toeval nie. En dan soos wat ek vers 24 vir ons uitgelig het, ons weet ook nie as 'n gemeente wat nou vorentoe nie. Ons gaan nou bietjie meer duidelikheid kry. Maar een ding moet ons weet, God loop ook saam met hierdie gemeente. God het ons op 'n bepaalde roete gestuur, om 'n bepaalde plan ook vir hierdie gemeente. En wanneer mens hoor van iemand wat dalk nou 'n bietjie minder in die gemeente betrokke gaan wees, moet ons versigtig wees dat ons nie ons hoop op die mens sit nie. Ons weet nog steeds God is in beheer, en dis sy plan ook vir ons as gemeente. Ons moet nie langs die pad bang word en begin twyfel nie. Net soos wat God vir Josef gebruik het om te voorsien en 'n verskil te maak vir sy broers en sy familie, net so sal God ook ons help om op die regte pad te bly, om altyd vir ons te voorsien in ons nood en ons behoeftes. So God het ook 'n plan vir Newcastle Gemeenskapskerk. En jy is waar God jou wil hê. Miskien het jy al dom planne gemaak. Miskien het ons soos die Israeliete reg voor die beloofde land gestaan en die verkenners is ingegaan en ons kon daar ingegaan het as die mense maar net wou. Maar net Joshua en Caleb het gesê ons sien kans om te gaan. En maak nie saak wat voor ons is nie, ons sal hierdie land kan inval want God is saam met ons. Maar ongelukkig die res van die verkenners het teruggekom en gesê hierdie taak is bietjie te moeilik. En daarom moes hulle swerf, maar op die einde van die dag, hulle moes in die beloofde land kom, en nou dit 40 jaar langer gevat, maar by die beloofde land moes hulle uitkom, want dis God se plan. So mag ons ook as gemeente altyd God se stem hoor, mag ons die vinnige roetes vat en meer gelowig wees en geloof hê om te weet God sal ons beskerm.
Ons moet onthou dat God se plan strek nie net vir die hier en nou nie. God sien oor eeue en tot in ewigheid. So of jy nou in 'n put is of in 'n tronk is, jy voel dalk onder, is God besig om jou dalk te posisioneer, om iemand oor jou pad te stuur wat jou gaan help om net na 'n nog 'n groter hoogte toe te gaan. So hou moed wanneer dit met jou swaar gaan. Hou moed wanneer jy dalk beproef word. Wanneer dinge nie vir jou lekker voel soos wat jy dit graag wil hê nie, weet dat God is soos wat hy met Josef was, is hy saam met jou. Ek is jou God. Ek is Immanuel, God met julle. God met jou tot aan die uiteinde van alle tye. Hy ken jou prentjie. Hy weet waar gaan jou verhaal eindig. Hou vas aan hom. En daar waar jy is in Newcastle gemeenskapskerk met 'n doel. God wil jou ook hier gebruik. God wil jou hier laat vorm en hier so betrokke laat wees, sodat hy jou verder kan uitstuur om ook daar buite 'n verskil te gaan maak. Want hy het jou lief en hy het jou nie op hierdie aarde geplaas net om hierdeur te gaan sonder om 'n verskil te maak nie. God kan groot dinge doen. Ek kan 'n bietjie praat ander aand te sê ek, dis vir my, as ons dink aan Moses, as ons dink aan Elia en Elisa en Paulus en alles, was hulle eintlik, maar ons sien hulle nou in hindsight, soos wat die Engelsman sê, kyk ons terug op hulle en ons sien hulle as hierdie absolute fenominale figure wat hulle wel is. Maar almal van hulle was 'n mens soos ek en jy. Maria wat vir Christus in die wêreld moes inbring. Uit al die vrouens oor al die generasies, oor duisende jare, kies God vir Maria, 'n eenvoudige Joodse meisie. Hy kan enige een van ons roep om hierdie groot dinge te doen. Maar ons moet nie altyd die Angus Baggins wil wees wat die duisende mense nie. Onthou vir Filippus wat daar by die Ethiopiër 'n gesprek het en die Ethiopiër die woord kon uitlê en hom tot bekering bring en hy is weer verder na Ethiopië toe. So partykeer gebruik God jou om skares toe te spreek, maar partykeer is dit net 'n een-op-een. Maar daar waar God vir jou die geleentheid skep, gebruik dit. Jy is dalk die regte persoon op die regte plek op daai dag om die regte plan van God uit te voer, om daai een persoon na die hemel te lei. En watter groter vreugde sê die woord is daar as een persoon wat sy hart vir die Here gee. Dan jubel die hele hemel, die engele en alles, want een persoon het sy hart vir die Here gegee. En God wil elkeen van ons gebruik. Niemand wat hier sit vanoggend is nie bruikbaar deur God nie. Jy mag dalk voel, want die wêreld en die vyand wil vir jou sê, nee man, jy is daar onder in die sloot en jy beteken niks nie. Nee, God is nie klaar met jou nie. God wil jou nog gebruik. Sê, hierso is ek, Here, ek gaan my beste vir u gee en ek gaan nie bang word langs die pad nie. Dit mag dalk vir jou baie donker lyk nou in jou lewe, maar jy is dalk in daai tronksel waar die Here besig is om jou reg te maak, om die tweede in bevel van die hele Egipte te word. So, hy ken jou by die naam, hy weet wat is sy plan vir jou, vertrou hom, en lewe naby aan hom. As ek vir julle moet vra, hoe groot is daai toring op die berg op hierdie stadium, dan gaan julle vir my sê, so groot. En as ons ry tot daarso by die woonstelblokke, dan gaan die toring so groot word. En as ek julle vat tot bo op Signal en ons kyk op, dan gaan julle sê, wow, hierdie toring is groot. So die les daaruit, hoe later ons aan ons Skepper kom, hoe kleiner raak ons probleme, hoe groter raak ons God. En dan kry ons daai vertroue wat ons nodig het. So mag ons altyd naby aan hom lewe, mag ons altyd weet, hy is besig met ons, elkeen waar ons is in hierdie gemeente, mag hy ons leer en lei op die regte pad, en weet, hou aan bid, vra vir die Gees, wat die Gees jou wys, want partykeer, daar het 'n stadium vir Paulus se deur waarheid oop gegaan, sê hy, maar hy het nie rus in sy gees gehad en hy het aanbeweeg, want partykeer lyk dit ding vir ons so reg, maar bid daaroor, want jy kan op 'n groot fout in jou lewe uitskakel, deur net getrou te wees aan wat God van jou vra op hierdie stadium. Ek sluit vir ons af. Here, baie dankie. Dankie vir hierdie verhaal van Josef wat so
hart met ons praat vanoggend. Dankie dat ons kan weet, Here, maak nie saak waar ons op hierdie stadium bevind, of ons nou in Potifar se huis is, en of ons nou onder in die put of in die tronk is nie, Here, U is daar saam met ons. U ken ons elkeen se omstandighede en U is besig in ons lewens, Here. Selfs toe die Here Jesus daai nag bloed gesweet het, Here, en op 'n stadium aan die kruis uitgeroep het, my God, waarom het U my verlaat? Selfs in daai donker oomblikke, Here, was U ook besig om die grootste plan van alle eeue in werking te stel. So Here, wanneer dit vir ons voel of U rug op ons miskien gedraai het, dat ons sal onthou, U is besig, en U sal na ons donkerste dieptes in ons tronktye, maak U die deure oop, soos ook U vir Silas en Petrus hulle gedoen het, Here, daar in die tronk, dat die deure sal oopgaan en ons sal uitloop en na ons volgende hoogtepunte toe sal beweeg. Here, dankie dat U ons elkeen wil gebruik. Dankie dat U ons elkeen 'n wil en 'n doel ook vir ons elkeen het in ons lewens. Gebruik ons, Here, en mag ons soos Elia sê, hier is ek, Here, stuur my. Dankie vir al die liefde en die seëninge en die genade. En ons bid ook vir die gemeentevergadering nou hierna, Here. Ons bid dat U seën ook daarop sal wees. Ons loof en prys U in Jesus se naam. Amen. Kom ons staan, dan sing ons hierdie lied, I surrender. Gee jouself oor en sê, Here, hier is ek, gebruik my. Verskom maar die klank, ek dink die gitaar se pick-up het net gegaan. Ons is maar net so. Here I am, down on my knees again, surrendering all, surrendering all, and find me here, Lord, as you draw me near. I'm desperate for you, I'm desperate for you. I surrender. Drench my soul, His mercy and grace unfold, hunger and thirst, hunger and thirst. With arms stretched wide, I know that you hear my cry. Speak to me now. Speak to me now. I surrender. I surrender. I want to know you more. I want to know you more. Like a rushing wind, Jesus, breathe within. Lord, have your way. Lord, have your way in me.
the rising wind. Jesus, breathe within. Lord, have your way. Lord, have your way. Like a mighty storm, still within my soul. Lord, have your way. Lord, have your way in me. I surrender. I surrender. I want to know you more. I want to know you more. I surrender. I surrender. I want to know you more. I want to know you more. Ontvang dan nou die Here se seën en daarna vra ons net vir julle om julle plekke weer in te neem. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen.